Goeiedag geliefdes en welkom by ons oordeenkendheid saam van my Pastor Tief Boysen en die hele beleefspan. Dit is so 'n enorme voorreg om tyd te kan spandeer saam met julle in God se woord. Nou hierdie week is my besonders want ons is eintlik in 'n besondere seisoen van herinnering en van verwagting. Net 'n paar dae gelede, op 29 Mei, het ons Hemelvaartdag gevier. Daardie heilige oomblik toe Jesus na die hemel opgevaar het. Nie om weg te vlug nie, maar om die volgende fase van sy kosbare plan in werking te stel. Jy sien geliefde, die Bybel vertel vir ons in Handelinge 1 vers 3 dat Jesus na sy opstanding vir 40 dae lank aan sy volgelinge en plus minus 500 mense verskyn het en met hulle gepraat het oor die koninkryk van God. En dan op die 40ste dag sê vers 9 vir ons hierdie: terwyl hy dit gesê het, is hy voor hulle oë opgeneem in die hemel en 'n wolk het hom weggeneem sodat hulle hom nie meer kon sien nie. So dis kosbaar, ons sien hierso dat Jesus opvaar na die hemel toe, maar die hemelvaart was nie die einde van die storie nie. Dit was die begin van jou en my rol in daardie storie. Jesus se laaste woorde voor sy hemelvaart was 'n belofte. Hy sê, maar wanneer die Heilige Gees oor julle kom, sal julle krag ontvang en julle sal my getuies wees in Jerusalem, sowel as in die hele Judea en Samaria en tot in die uithoeke van die wêreld. Geliefde, wat vir my so besonder is van Handelinge 1 vers 8, is dis hier waar ons 'n ander metafoor kan gebruik, is 'n beeld van 'n aflos wedloop, nê? Soos nalope met daai aflosstokkie tussenin, nê? Dink aan 4 atlete op 'n baan. Dis die kragtigste oomblik is nie noodwendig die begin of die einde nie. Wie wen en verloor, behalwe as wen en verloor vir jou nou alles is, daai is belangrik, maar dis die spanning oomblikke is wanneer daai aflosstokkie moet oorgee na die volgende atleet toe. As dit suksesvol is, beweeg die span vorentoe met momentum. As dit val, as hy stokkie val, is die wedloop verby. Verloor, hulle word, sover ek verstaan, gediskwalifiseer. Jesus het nie net die werk vir ons aan die kruis voltooi nie, hy het die koninkryksboodskap in mense hande geplaas, gewone mense soos ek en jy. In Handelinge 1 vers 11 vra die engele: Galileese manne, waarom staan julle daar en kyk op na die hemel? Dis asof hy vir hulle sê, moenie bly staan en staar nie, dis tyd om te beweeg, die werk lê nou voor, ons moet aan die gang kom, nee, let's get going. Dink vir 'n oomblik, nee, wat doen jy met die boodskap van Jesus wat in jou hande geplaas is? En as jy nie gister se boodskap geluister het, wil ek jou regtig aanmoedig. Nee, aan die einde van hierdie video gaan daar 'n dingetjie wees, jy kan klik wat jy kan terugvat na gister se boodskap toe, waar ek regtig breedvoerig gesels oor hierdie gedagte dat ons is draers van Jesus se boodskap. Maar ek wil jou aanmoedig prakties hierdie week. Gebruik hierdie week om jou eie hart te toets. Is jy aan die beweeg met sy boodskap, met God se boodskap, die storie van Jesus? Is jy besig om dit oor te dra na jou vriende toe, jou kollegas, jou gesin, dalk vreemdelinge? Nee, as jy braaf genoeg is om met iemand anders te praat. Ek praat nou seker nou met die ekstroverte. Nou, hier is ons daaglikse uitdaging wat ek jou wil gee, nee, skryf net vandag. Skryf net een naam neer van iemand wat jy weet die waarheid van Jesus nodig het en met wie jy dit graag wil deel. Jy wil dit graag deel met hulle. En dan skryf jy daai naam neer en dan bid jy vir daai persoon. Jy bid en jy vertrou dat die Heilige Gees jou sal lei om op die regte tyd, op die regte oomblik 'n geleentheid te skep vir jou om met daai persoon te gesels. Geliefde, ek kan getuig van soveel kere wat die Here vir my so deure oopgemaak het na ander mense toe en hoe iemand 'n deur oopgemaak het na my toe. Want ek was op 'n stadium ook daai persoon wat op die regte oomblik, op die regte tyd, met die regte persoon gesels het. En vandag praat ons met, ek het voorreg om met baie mense te praat oor Jesus. Geliefde, ek hoop dit maak vir jou sin. Ek hoop jy begryp dat die Here het hierdie aflosstokkie in ons hande geplaas. Kom ons bid saam. Vader, so baie dankie vir u enorme genade oor ons lewens en dankie vir hierdie week van afwagting, hierdie week van hoop en hierdie week van vertroue waar ons gaan leer oor wat dit is om te wag soos die disippels gewag het vir die geskenk van die Heilige Gees. Vandag, Maandag, is ons in opbou tot Sondag se Pinkstersondag. En mag ons hierdie week wandel en reis saam met u naby aan u, soos ons leer wat dit beteken tussen die Hemelvaart en Pinkster en hierdie aflos oomblik
dat die stokkie nooit geval het nie, dat ons as gelowiges is veronderstel om verder te hardloop met hierdie resies. Here, ek bid dat ons harte en ons gedagtes verryk sal word, sal gestrek word en dat ons met absolute durf en ywer hierdie resies sal hardloop. Dis ons gebed in die mooi naam van Jesus. Amen en amen.